Goeiedag geliefdes, het is my goed om saam met u te wees en ek sluit hierdie selgroep dan nou vandag met u af vir die vakansietydperk en dan na die vakansietydperk sal ek kyk hoe spoedig kan ek weer met u die selgroep opneem. Omdat ek vir 'n voetoperasie gaan wat my vir 3 maande buite aksie gaan laat, maar wat ek vertrou dat ek tog in hierdie toestand van die 3 maande tog vir u sal kan bedien met die woord van die Here en die selgroep sal kan aangaan. Indien u egter besluit dat u eerder iemand anders in tussentyd wil kry om vir u te bedien, kan jy baie welkom en ek sal glad nie aanstoot neem as daar iemand is wat fisies elke week by u kan wees en vir u met die woord van God kan bedien nie. Nou ons het gepraat oor die apostel Paulus se woord aan Titus. Daar in Titus 2, en ek gaan vir u lees vanaf die 11de vers. Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons om die goddelooslikheid en die wêreldse begeerlikhede te verloon, ingetoe en regverdig te wandel in teenwoordige wêreld. Terwyl julle die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die groote God en ons verlosser Jesus Christus. Hy het vir hulle aangemoedig op hoe hulle moet lewe. Hulle moet opreg lewe sodat as die Seun van God terugkom, dat hulle nie skuldig sal wees dat hulle aan die aardse dinge gekoppel is en aan die sonde gekoppel is nie, maar hulle met die teenswoordige wêreld moet hulle verloon, ingetoe regverdig en om vroom voor God lewe. Want ons het 'n verwagting. En geliefdes, ons praat al baie jare wat mense gewonder het, wanneer sal die Seun van God terugkom en wanneer gaan hy op die wolke verskyn? Ons weet nie wanneer nie. Maar ons moet gereed wees as die Seun van God verskyn om vir hom te ontmoet. En dan noem hy hierdie saligheid waarop ons wag. Noem hy die salige hoop. Weet jy, dit is my so mooi woord, want as ek in u die Bybel lees, dan impliseer dit dat as God vir ons hier van die aarde afkom haal, en ons saam met hom hemel toe gaan ons nooit weer ellende en smarte en pyne en krisisse belewe nie. Ons gaan totale vrymaking en verlossing ken van al die aanslae van die wêreld, die Satan, die vlees en hierdie sondige wêreld waarin ons is. Dit is waarna die kind van God uitkyk, om die Seun van God te ontmoet. En tog het ek gelees in die Bybel, en u ken die geskiedenis van die 5 dwaase maagde. Almal het geweet die bruidegom gaan kom. 5 van hulle het gereed gemaak om te sê, as daar enige iets sou gebeur, wat 'n oponthoud sou inhou, dan moet ons nog steeds reg wees om die bruidegom te ontmoet, en hulle het gereed gemaak daarvoor. Die 5 ander het nie gereed gemaak nie. En toe die bruidegom kom, toe vind hulle uit hulle is nie gereed nie. En toe deure is gesluit, hulle kom staan by die deure en hulle roep en sê, maak vir ons oop, ons was ook deel van die wat gewag het op die bruidegom. Julle was nie gereed toe hy gekom het nie. Daarom wil ek vir u sê, geliefde, ek en jy moet gereed lewe, oomblik na oomblik, om enige oomblik die Here te ontmoet met 'n onbeskaamde gesig, wetende dat ons op sy wederkoms gewag het. Hy noem dit die salige hoop. Wanneer ek en u salig uit die hand van God gaan verkry. Hy noem dit ook die verskyning van die saligheid hoop en die heerlikheid waarop ons wag. Dis mos mooi woorde, is dit nie? Totale, algehele verlossing en vrymaking. Die apostel Paulus het daaroor geskryf in 2 Korintiërs 5. Ons weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, dan ontvang ons 'n gebou van God. 'n Huis nie met hande gemaak nie, ewiglik in die hemele. Om hierdie rede sug ons ook en verlang om met ons woning uit die hemel ontkleed te word. Ag geliefde, dat ek en jy so sal lewe, dat ons die Seun van God sal ontmoet, as hy terugkom, en die Here het vir ons 'n belofte gegee, dat ons die kroon van die lewe sal ontvang,
aan almal wat sy verskyning liefgehad het. Daar in 1 Korintiërs 15 het Paulus juist vir ons gesê, dit is juist deur die opstanding van Jesus Christus, wat hy vir ons die lewende weg na die Vader geopen het. En dan roep hy uit, dood, waar is jou angel? Doodryk, waar is jou krag? Dit verslind in die dood van Jesus Christus. Toe Jesus Christus aan die kruis sterwe en hy sê, dit is volbring, het hy die weg vir u en my geopen na die Vader. Daarom word hy genoem die eersteling uit die dode. Ons weet baie min van hierdie salige hoop en die verskyning van heerlikheid wat daaraan gekoppel is. Ons het 'n beeld van wat ons in die skrif uitkry. Maar daar's een persoon wat vir ons ietsie daarvan kan vertel, en dit is Paulus, wat getuig dat hy weggeruk is in die 3de hemel, en dan noem hy dit so, hy het onuitspreeklike dinge gesien, wat 'n mens nie eers in woorde mag probeer verduidelik nie. Daar is nie 'n taal om dit te verduidelik nie. Jou beste beskrywing, jou mooiste taal, kan dit nie beskryf nie. Om in die teenwoordigheid van die Allerhoogste God te kom, en in die teenwoordigheid van die Allerhoogste God te lewe. 'n salige hoop van die verskyning, wanneer die Here Jesus op die wolke kom vir ons te kom haal, en ons altyd in die teenwoordigheid van God sal wees. Geliefdes, enerzijds is dit vir my 'n geweldige ding om na uit te kyk. En het ek 'n verlange om die seun van God, ja vir God self te sien. Wat hy noem dit, die verskyning van God, onse God, en die Here Jesus Christus. Geliefdes, enerzijds wil ek graag by God wees. Anderzijds wil ek vir u sê, ek in my hart 'n ongelooflike huiwering en 'n ongelooflike vrees, as ek dit kan noem, dat ek in die teenwoordigheid van die Allerhoogste God gaan staan, wat dwars deur my kyk. 4 vlamme van oë het, wat geen sonde en ongeregtigheid voor hom kan duld nie. En ek sal alleen in die teenwoordigheid van God kan staan, op grond van die bloed van die Here Jesus Christus. Daar sal niks van my wees wat God imponeer nie. Al wat God sal raak sien is die bloed van sy seun wat op my lewe is. Ek dink so in Esegiel die 9de hoofstuk. Gaan merk vir my. Daar's 'n merk wat God ook aan sy kinders gee, en hierdie merk word vir u en my gegee deur die werking van die bloed van Jesus Christus, wat ons verseël het vir die koninkryk van God. En ek en u moet so lewe, dat ons hierdie heerlikheid deelagtig sal word, en dat ons saam met hom in heerlikheid opgeneem sal word. Ons wag daarop. Dit gaan verseker kom. Wanneer weet ons nie. En dit is die groot saak. Hoekom ek en u daarop moet let om 'n korrek te lewe. Ons moet daarop wag. Ons moet ingesteld wees daarop om te sê, miskien vandag. Elke dag van jou lewe moet jy opstaan met hierdie woorde, Here, miskien is dit vandag wat u my kom haal. Miskien is dit vandag die dag wat u gaan verskyn. Ons vergeet die wederkoms van die Here. Tye is besig om te verander. Ons sien oorloë tussen moondhede in hierdie wêreld, wat alledaags is, wat op die drumpeltjie staan van oorloë wat binne mag kan plaasvind. Magtige state wat hier mekaar kan opstaan, in Rusland en in Amerika, al hierdie ander, waar almal betrokke is by die ondersteuning van mekaar, wat uiteindelik 'n ontplofbare situasie kan wees, en sal ek en jy reg wees as hy kom. Want die wederkoms van die Here moet 'n invloed op my lewe hê. Johannes het gesê, elkeen wat hierdie hoop op hom het, dat Jesus Christus terugkom, reinig homself soos hy rein is. En as ek 'n wederkomsverwagting het, dan het ek 'n ander lewensbeskouing. Dan kyk ek anderster na die wêreld. Dan is hierdie wêreld vir my klein en nietig, en sê ek saam met Paulus in Galasiërs 6 vers 14, vir wie die wêreld vir my gekruisig is, en ek vir die wêreld. Ek het 'n groter visie.
My oë is gerig op die ewige. Ek is nie ingestel op die tydelike nie. Die wêreld kan vir my niks bied nie. Ons het dit gelees. Moenie die wêreld lief hê of die dinge wat in die wêreld is nie. Die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oë, die grootsheid van die lewe, wat nie uit die Vader is nie, maar uit die wêreld. En let op, en die wêreld gaan verby, en al sy begeerlikhede. Maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig. En dit is waar jou en my roeping moet wees. Dit is waar jou en my lewe vasgemaak moet wees. Dink aan Lukas 9 vers 25. Dink net aan die uitspraak wat my maak, al sou ek die hele wêreld win, maar my siel ly skade. Wat sal ek God aanbied as losprys vir my siel? Kom ek en jy lig die oë op. Kom ons kyk vandag met 'n nuwe perspektief en sê, Here, waarvoor lewe ek? Lewe ek vir hierdie wêreld? Maak ek my skat hier? Want waar jou skat is, sal jou hart wees. En as hierdie aardse dinge jou gedagtes en jou hele lewe in besit geneem is, sal dit ook wees waarna jy sal jaag. Maar as jou oë gefestig is op die ewige koninkryk van God, dan gebruik jy dit wat God jou gegee het. Jy's 'n goeie rentmeester van wat God aan jou toevertrou het, maar jou hoofaksie en jou hoofmotivering is, ek wil reg wees as die seun van God vandag vir my kom haal. Dat ons elke oomblik gereed sal wees. Daarom sê hy hierdie woorde, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag, van die groote God en ons verlosser Jesus Christus. Een van die dinge waarna ek uitkyk, en ek dink dit gaan fenomenaal wees, daardie oomblik as ek my lewe hier eindig, die oomblik as my oë hier op aarde sluit, die volgende oomblik sien ek my verlosser van aangesig tot aangesig. Sien ek kom soos 'n verlore seun se vader wat met oop arm staan om my te verwelkom. Mooi so, goeie en getroue diensknegt. Oor weinig was jy getrou, ek sal jou aanstel oor vele. O, wat sal ek van God hoor? As ek en u net 'n oomblik stil raak en ons lewe in perspektief neem om te sê, waarmee is jy besig? Waarna jaag jy? Wat is dit wat jou gedagtes deur en deur vul? Is dit ingestel op die koninkryk van God en sy heerlikheid? Is dit afwagtend op die wederkoms van die Here? Of is ons so vasgevang in hierdie wêreld dat ons vergeet dat ons gaan sterwe? Wanneer weet ons nie? Party van ons gaan sterwe en ons gaan die heerlikheid van God tegemoet deur die dood. Ander van ons gaan hy lewendig kom haal. Die basuin gaan blaas. Ons gaan almal in 'n oogwink verander word. En ons gaan saam hom die lig in tegemoet. O geliefde, ek wil jou uitdaag. Vat net weer hierdie verse. Die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. En leer ons om goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloon. Ingetooi en regverdig en vroom in die teenswoordige wêreld te lewe. Paulus het dit ons op 'n ander manier gestel. Romeine 12. Ek vermaan julle by die goedertierenheid van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer, dit julle redelike godsdienst. En word nie aan die wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en volmaakte wil van God is. Petrus het gesê, laat julle opbou soos lewende stene, tot 'n woning van die Allerhoogste God. Petrus het ook gesê, waak oor die vleeslike begeerlikhede wat stryd voer teen jou siel. Geliefde, plaas jou fokus in hierdie dag op God.
En Johannes stel dit vir ons en ek wil dit weer sê. Elkeen wat hierdie hoop op hom het, wat elke dag lewe met die lewende verwagting, Jezus kan vandag terugkom en dit in jou hart geborge hou. Hy lewe reg. Elkeen wat hierdie hoop op hom het, reinig homself soos hy rein is. U wil tog nie die meester ontmoet met 'n beskaamde gesig en wil u laat u kruipend na hom toe moet kom omdat u nie sy wil gedoen het nie, maar dat u hom met groot verwagting tegemoet sal snel om te sê, my Here, my Verlosser, die een waarna ek uitgekyk het. Paulus stel dit so mooi. Hierdie kroon wat ek gaan ontvang, ek het die wedstryd gestry, ek het die wedloop geloop, ek het die geloof behou, en daar is 'n kroon vir my weggelê, en nie alleen vir my nie, maar ook vir elkeen wat sy wederkoms lief gehad het. Ek bid dit vir jou toe. Kom ons lewe wederkoms georiënteerd. Wanneer gaan die Here terugkom, geliefde? As hy nou terugkom, sal jy reg wees om hom te ontmoet. Sorg dat jy reg is. Maak reg wat jy weet wat die Heilige Gees vir jou sê. Bely jou skuld en lewe in 'n rein en 'n volmaakte verhouding met God. Ek bid u die Here se rykste seën toe. Ek bid dat u geestelik met God sal vooruitgaan en dat ons weer met mekaar sal praat en u sal van my hoor na die vakansietydperk. Dan gaan ons voort met ons studie en die Here seën vir u baie ryklik totdat ons weer met mekaar saamkuier. As jy bietjie op verlof gaan, seëninge vir u. As jy by vriende gaan kuier, seëninge vir u. Mag u die seën van die Here dra as 'n getuie van die lewende God waar jy ook al gaan. God sy dank wat ons altyd laat triomfeer en die reuk van sy kennis deur ons oral versprei. Want ons is 'n aangename geur van God, van Christus tot eer van God, onder die wat verlore gaan en onder die wat gered word. Gaan skyn, gaan leef, laat die reuk van Christus deur jou bekend word en dat mense weet, jy's ingestel op die ewigheid. Hierdie wêreld kan nooit vir jou vrede gee nie. Alleen die seën van God gee dit. Mag die Here vir u ryklik seën en ons kuier weer met mekaar. Ek sal terugkom sodra ek gereed is om vir u weer te ontmoet. Mag die Here baie kenlik in u midde saam met u wees. Die Here seën vir u.